Ek groet jou vanoggend in die naam van ons Here Jesus Christus. Baie welkom by Parelberg se oggendboodskap op hierdie 18de Julie. Mag ons ook die saamwees van gelowiges vanoggend beleef. Die belangrikste vanoggend is dat ons die Here sal loof en dat ons hom sal eer vir sy goedheid en sy liefde. En daarom luister ons nou of ons sing saam lied 167, die eerste en die tweede vers, Jesus bron van al my vreugde. Kom ons bid net saam. Here Jesus, as ons op hierdie manier saam is om u woord, dan wil ons niks anders doen as om u te eer en u te aanbid vir u liefde en u grootheid nie. Dankie dat ons u kan leer ken deur u seun Jesus, wat vir elkeen van ons die deur kom oopmaak het na die Vader deur die kruis. Aan u alleen kom al die lof toe. Here, ons besef ook maar net dat ons in hierdie deurmekaar wêreld soos 'n skip op 'n stormsee is sonder 'n kompas, as ons nie u woord, die Bybel, as kompas het nie. Dankie vir u woord. Kom vul ons asseblief ook vanoggend met u gees, sodat ons u stem sal hoor vir elkeen van ons wat so saam is. Ons besef ook dat ons nie die dinge kan vra omdat ons dit verdien nie, maar juist ten spyte daarvan dat ons dit nie verdien nie, en daarom vra ons dit in die naam van Jesus. Amen. Ons skrifgedeelte is vanoggend Efesiërs 2 vanaf vers 11 tot vers 22, en die tema is, wat bind ons saam? Kom ons lees saam, ek lees uit die 2020 vertaling. Daarom, onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou, in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy, deur vrede te maak, in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie,
maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, met Christus Jesus self as die hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. Dit is die woord van die Here. Nou ek dink dat die meeste van ons sal seker nog met groot lekkerte onthou van ons oorwinning van die Springbokke in die rugby wêreldbeker van 2019. As 'n mens sou vra nou, wat was die geheim gewees van hulle oorwinning, sou mens seker baie dinge kon noem. Jy sou kon sê dit was goeie spelers gewees, dit was 'n baie goeie afrigter gewees, slim tegnieke, fiksheid en nog 'n hele paar ander goede ook. Maar ek dink die een ding wat duidelik uitgestaan het, was dat daar 'n eenheid in die span was, 'n baie sterk eenheid, en ek dink daarin het spanpraatjies, team talk, 'n groot rol gespeel. Nou ek wil nie vanoggend oor rugby gesels nie, maar eintlik is hierdie gedeelte ook 'n team talk, 'n spanpraatjie tussen gelowiges, sodat ons die beker kan wen. En die beker wat ons moet wen is om geloofwaardige en getroue getuies van God se liefde te wees in 'n wêreld, sodat hulle sal glo. Ons afrigter is die Heilige Gees, en die woorde wat hy gebruik is hierdie gedeelte wat ons ook dan vanoggend gelees het. Wat is dit wat ons afrigter vir ons wil kom sê? Ek dink ons sal dit beter verstaan as ons 'n bietjie teruggaan op hoe dinge voor en in Jesus se tyd was met die Jode. Nou in vers 14 praat Paulus van die middelmuur van skeiding wat afgebreek is. Waarvan praat hy? Wat bedoel hy? Ons weet dat die tempel in daardie tyd ook gedeel is in sekere kamers of voorhowe, en in die middel was die allerheiligste waar die altaar gestaan het, of die altaar, waar dan ook net die priesters mag gekom het, en een keer in 'n jaar om versoening te doen vir die volk se sondes. Dan was daar ook 'n voorhof wat genoem is die voorhof van Israel, en daar mag net manlike besnede Jode ingekom het. Dan was daar ook die voorhof vir vroue gewees. En dan aan die buitekant van die tempel was daar 'n voorhof waar nie Jode of heidene soos hulle genoem is, waar hulle kon kom as hulle wou tempel toe kom. En tussen al hierdie afdelings of voorhowe was daar mure of skeiding gewees ook. So as ons nou vanoggend hier ook in die kerk sit, of as ons weer 'n erediens kan bywoon, dan sou dit daarom snaaks wees as ons ook dit so moet doen, op so 'n manier moet by mekaar kom. Kan julle dink as ons sê die eerste 5 rye is vir almal wat R1000 en meer dankoffer gee en gedoop is en elke nagmaal gebruik het, en die tweede 5 rye is as jy tussen 500 en 1000 en miskien een nagmaal geskiep het, en ek wonder wie sal op die galerye sit, of wie sal die mense wees wat buite in die karre sit en luister oor hulle radio's. Al wat 'n mens eintlik hoor as jy ook so daaroor dink is skeiding, is klasse, is verskille, is status. En wat meer is, ons wat nie Jode is nie, is eintlik die heidene. Ons sou buite moes wees. Nou as ek weer die beeld van die Springbokspan kan gebruik, as daar groot verskille in die span was, omdat sommige gedink het hulle is beter as ander, omdat hulle nou langer vir die Springbok speel, of omdat hulle wit is, of omdat hulle bruin is, of swart is, of omdat hulle 'n voorspeler of 'n agterspeler is, sou dit nie gewerk het nie. Of as daar ook uitvalle was wat spelers met mekaar gehad het. Ek glo Rassie sou die manne by mekaar gekry het en dan gesê het, manne, ek wil net vir julle sê, ons draf nou as een span op hierdie veld vandag. Niemand speel vir homself nie. Jy is net so belangrik soos die speler langs jou, of voor jou, of agter jou. Voorspelers is nie belangriker as agterspelers en omgekeerd nie. Gaan wen nou die beker. En eintlik is dit wat Paulus hier in die spanpraatjie sê, vanoggend as hy in vers 13 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy sê dat ons nou nie meer buitekant staan nie.
Daar's nou nie meer mure wat maak dat sommige gelowiges beter is as ander, of dat daar skeiding is tussen kinders van die Here nie. Die bloed van Christus het ons een span gemaak. En vriende, ons is so bevoorreg om na Christus te lewe, want al die mure wat skeiding maak tussen gelowiges is afgebreek deur sy liggaam. Paulus gebruik ook die beeld van 'n huisgesin, 'n liefdevolle huisgesin wat omgee vir mekaar. Hy gebruik ook die beeld van 'n gebou wat stewig staan en wat die hoeksteen Christus is. En die gevolg wat Jesus se dood op almal het wat in Christus glo, is dat daar ook vrede met mekaar is. Vrede wat nie net beteken dat ons nie beklei nie, maar dat daar 'n positiewe liefde teenoor mekaar is, 'n omgee, 'n begrip vir mekaar te vergewe, saam te werk. En alles dit om die beker te wen, om getroue getuies van God se liefde te wees vir mense. So sê ons hoofafrigter immer self, dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Ons leef in 'n wêreld wat uit mekaar verskeurd is. Elke tweede berig wat ons in die nuus lees, gaan oor hoe stikkend die wêreld is. Ons sien dit in verhoudings, in huwelike, in gesinne, in die politiek, selfs op die sportveld. En dit was ongelukkig nog altyd so gewees. Dit sal seker ook maar nog altyd vorentoe so ook wees, omdat die wêreld net een Here dien en dit is hulle self. Maar vriende, ons as Christene is geroep om 'n ander moontlikheid te wys. Maar nie net 'n ander moontlikheid nie, 'n ander werklikheid, waar daar ruimte vir mekaar, vrede en liefde is. Ongelukkig sluip selfaanbidding ook die kerk binne en bou gelowiges baie keer ook weer mure tussen mekaar. Mure van klas, van inkomste, wat ry jy, wat kry jy, waar bly jy, né? Verskillende mure wat ons bou. En so maklik kan die kerk ook net weer 'n groepie mense wees wat van mekaar hou en wat met alles saamstem vir mekaar. Maar dis nie wat ons afrigter sê nie. Ons getuienis in die wêreld het eintlik geen krag en effek as ons maar net soos die wêreld is nie. Iemand het op 'n keer gesê dat die kerk juis sy kragtigste getuienis uitdra waar Christene van mekaar verskil. Juis op die manier hoe ons van mekaar verskil. Die vraag is, hoe kan ons as span saamspeel en lief wees vir mekaar, vrede hê met mekaar ten spyte van verskille wat ons tussen mekaar het? Dit help natuurlik ook nie om te maak asof daar nie verskille is nie. Die verskille gaan ook nie verdwyn nie. Ons kulture gaan nie anders word nie, ons gaan nie skielik een taal praat nie, ons gaan nie almal van dieselfde musiek altyd hou nie, ons gaan nie altyd saamstem oor etiese sake nie. Hoe op dese aarde gaan ons leef sonder mure sodat die wêreld kan glo? Miskien sal 'n komiese storie vir ons daarmee help. Klompie jare terug gaan doen ek besoek by 'n ouerige tannie net na die kunstefees. En sy vertel vir my dat haar twee dogters vir haar kom kuier het tydens die kunstefees en hulle nooi haar toe vir 'n whisky proe. Maar sy sê sy weet niks van whisky af nie, sy ken dit nie, sy weet nie eintlik wat om te verwag ook nie. Sy sê hulle stap toe daar in 'n kamer en die tafel is so halfmaan gepak en by elkeen se sitplek is daar so 'n klompie glasies met goedjies in, sê sy. En daarvoor staan 'n man en hy praat, maar sy was ook al doof geweest. Sy sê maar sy kon nie 'n woord hoor wat hy sê nie. Sy begin toe maar aan die goedjies hier voor haar te proe. Sy sê, en kan jy nou glo, later hoor ek elke woord wat hy sê. Sy sê, en hy verduidelik vir ons waar die goedjies vandaan kom en wat dit alles is en hoe ons dit moet gebruik. En so proe ons toe tot al die glasies leeg is, sê sy, en hy vertel die mooi stories. En toe sê sy, en weet jy, toe sy uitstap, is daar nou 'n mooi gesindheid onder ons gewees.
Nou ja, die klompie mense daar om die tafels kom nie almal uit dieselfde agtergronde nie, dieselfde oortuigings nie, hulle is nie dieselfde ouderdom nie. En tog was daar 'n mooi gesindheid onder hulle. Ek neem aan die goedjies en die glasies het seker gehelp met die mooi gesindheid. Maar my vraag is, wat sal maak dat daar ook 'n mooi gesindheid onder ons as Christene kan kom? Wat sal maak dat die mure afgebreek word en dat daar vrede onderling tussen gelowiges sal wees? 'n Liefdeseenheid, sodat die wêreld kan glo. Paulus antwoord vir ons. Hy sê in vers 13, maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. Jy sien, Jesus maak die verskil. Wanneer Christus die middelpunt van my en jou lewe is, sal hy die mure afbreek wat ons self bou tussen onsself en ander gelowiges. Hoe maak ek Christus weer die middelpunt van my lewe? Miskien net 'n paar rigtingwysers. Ek dink ons moet meer gereeld die Here dank dat ek nie meer 'n heiden is nie, dat ek nie meer buitekant is nie, maar dat ek gered is deur die bloed van Jesus Christus alleen. Ek dink ons moet ook meer bid dat die Heilige Gees, die Gees van Christus, ons daagliks sal volmaak met sy gesindheid en sy liefde, sodat ons dan ook die vrug van die Gees meer sal dra. Vra ook die Here om nie net die verskille in ander gelowiges raak te sien nie, maar ook Christus in hulle te sien. Volg die voetspoor van Jesus. Hoe sou hy opgetree het teenoor gelowiges wat anders dink, wat anders voel as ek? Leer doelbewus ook ander gelowiges ken, wat juis anders is as ek in opsigte. En dan ook stel jouself tot beskikking van die koninkryk van die Here en sê, Here, gebruik my. Daar word vertel dat in sommige dele in die dorre binneland van Australië die boere nie drade span om hulle vee binne te hou nie, maar dat hulle slegs watergate maak. Hulle sê die beeste word dan nie gekeer deur die drade nie, maar getrek deur die water. En wanneer ons as gelowiges ook al hoe meer die drade en die mure tussen ons afbreek, sal ongelowiges ook getrek word na die bron van die lewe wat self gesê het, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons deur die bloed van Jesus die vrymoedigheid het om met U te praat en onsself U kinders te mag noem. Wil U, o Heilige Gees, ons help om mekaar as gelowiges so lief te hê, ten spyte van ons verskille, dat die wêreld in ons liefde vir mekaar U liefde sal sien en U sal leer ken as hulle Vader en die Here. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons voorspraak by elkeen van julle wees en bly. Amen.